Here, baie dankie dat U ons oë oopgemaak het vir mekaar. Dat U ons leer om anders te kyk na die wêreld om ons, om dinge te hoor wat normaalweg by ons sou verbygaan in die gejaag, om onsself rustig en vredevol te hou. Here, U het vir elkeen van ons vandag in hierdie banke gesit om iets te hoor van iemand anders. U gee vir ons gawes sodat ons daai gawes by 'n ander adres kan neersit. Dat ons met daardie gawes iemand se lewe beter kan maak, maar ook 'n plek kan maak waar U koninkryk deurbreek. Vanoggend, Here, as ons hierdie teks in Handelinge lees, is dit U wysheid wat ons voorvra. Dit is U insigte wat ons nodig het, ook as 'n gemeente, nie net waar ons alleen is nie, maar waar ons saam is. En ons bid, Here, dat U vir ons daai bande sal sterk maak. Dankie vir die groep langs aan die gesinne wat daar aanbid. Dankie vir vanmiddag se stildiens, vanaand se aanddiens, die tienerdienste. Al hierdie gemeenskappe, Here, wat U vestig en vorm. Ons bid dat ons iets in onsself verstaan uit U woord sal kry, sodat dit plekke kan word waar mense kan oefen en kan groei om 'n nuwe lewe te lei. Help ons om die ou af te lê en die nuwe te laat opstaan, Here. Dankie dat ons in 'n bewustheid van U genade dit met dankbaarheid kan doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons teksgedeelte kom uit Handelinge 3 en daarvan lees ons van vers 11 af. Asai. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg. En die mense wat almal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek: Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders het aan Jesus, sy dienaar, goddelike eer gegee, aan hom vir wie julle uitgelewer en voor Pilatus verwerp het, toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. Tog het God reeds vroeër by monde van die profete aangekondig dat die Christus sou ly. So het hy dit nou laat gebeur. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. Dan sal daar tye van verkwikking van die Here afkom en sal hy Jesus stuur wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. Hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy heilige profete gesê. Moses het immers gesê, die Here julle God sal uit julle eie geleedere vir julle profeet, soos ek laat voortkom. Gehoorsaam hom in alles wat hy vir julle sal sê. Elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word. En al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gaan gebeur. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel, en julle het deel geword aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees. Daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom en hom heel eerste na julle toe gestuur, om vir julle tot 'n seën te wees, deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring. Hier eindig ons skriflesing, mag die Here sy woord in ons harte seën. Solank as wat daar opgetekende kultuur bestaan, so lank al is in een of ander vorm godsdiens deel van elke groep en elke mens en elke kultuur op aarde. Hoe primitief het ook al mag wees.
Ons kry die vorme van godsdiens en verering van die vroegste grotte af al tot vandag, en daar is geen uitsondering wat kulture aanbetref nie. Hier in Handelinge gebeur egter iets nuut in daai fenomeen wat nog altyd deel was van die mensgeskiedenis. Hier in Handelinge sien ons vir die eerste keer dat geloof soos 'n golf spoel oor al die nasies op aarde. En dit is nie net 'n spesifieke groep wat daaraan glo nie. Dit is nie net 'n tipe van 'n denkwyse wat met oorlog oorgedra is nie. Ons weet van die vroegste geskrifte af van Christene in die keiser se huishouding tot by die armstes van die mense wat moes gehoor het dat die Here jou sien en dat hy wil hê dit moet met jou goed gaan. En hierdie uiterstes, hierdie ekstremes word vir die eerste keer in groepe saamgevoeg waar hulle gelyk is. Hulle hoor ook dat God nie net te vind is in tempels en op heilige plekke nie, maar dat hy 'n konstante reisgenoot is, wat soos 'n skaduwee agter al ons gedagtes en ons keuses lê. Nou, u sal dadelik sien in hierdie gedeelte wat ons gelees het, dat daar 'n transformasie plaasgevind het. Ons in ons gemeente het saamgeloop deur die evangelie van Markus, wat die disippels as die domste groep voorstel wat u self kan inprent. En ons weet ook wat die verwarring en die verbuistering was rondom die kruisiging en die opstanding, en die verdwaasheid toe die Here weggegaan het en hulle moes teruggaan en wag vir die Gees. Die Petrus wat ons hier sien, is iemand anders. Die Petrus wat ons hier sien, daag filosowe uit, daag teoloë uit, sê vir hulle dat daar 'n stuk onkunde in hulle teologie is. En terwyl hy praat, spreek hy die behoeftes aan van die mense wat luister. Ons leer uit die Handelinge geskrif uit van letterlik duisende mense wat gereageer het. So die verloonende visserman verander in 'n welsprekende apostel. In Handelinge het ons die spore van hierdie kerk wat ons nou reeds sien. Ons het die geskiedenis, en dit is die definisie van wat Handelinge is, van hoe God deur sy Gees en die ontwikkeling van die kerk die wêreld op sy kop omkeer. Interessant genoeg, hier in Handelinge sit ons ook al reeds met die wortel van al die uitdagings wat ons as 'n kerk en as 'n gemeente vandag nog het. Wat bedoel ek daarmee? Ek wil graag die aandag vestig op hoe die wêreld goed wat verkeerd is aanspreek. Met wêreld bedoel ek dit waarin ons lewe en waarvan ons ook deel is. Maar die wêreld is 'n manier om goed te fix, as ek daai woord mag gebruik, is deur sterk op individue te fokus. Individualisme en die instandhouding daarvan is die wêreld se manier om goed reg te maak. Nou, u en ek lewe op 'n manier in 'n klassiek liberale demokrasie. Jy moet nou nie die woord liberaal hoor en die doodskrik nie, want dis iets wat ek ook ondersteun. Maar in 'n liberale demokrasie is gebou op die waarde van 'n individu. Elke individu moet dieselfde waarde geniet as elke ander individu, en dan behoort die wêreld volgens hierdie teorie 'n beter plek te wees om in te lewe en waar mense jou volle potensiaal kan bereik. Dit behoort 'n ruimte te skep waar binne almal lewe, vryheid en die najaag van geluk kan poog. Paradys op aarde met ander woorde. So die manier waarop ons in die Weste oor 'n paar 100 jaar nou al die wêreld beter maak is deur op jou as individu te fokus in terme van jou regte, jou voorregte, dit waartoe jy in staat is, die stukkie grond waarop jy dit kan uitoefen en alles. Nou, daar's baie filosofie rondom hoekom die individu so belangrik geword het. Een filosoof waarvan ek hou, 'n populêre man met die naam van Umberto Eco, het gesê, dit begin eintlik by die individu en sy mobiliteit. Ek is 'n bewegende wese en enige iets wat my beweging op enige metaforiese of fisiese vlak inperk, die moet ons 'n wet maak en sê dit mag nie. En enige iets wat my beweging vergemaklik en bevorder, die moet ons in stand hou met vryhede wat ons vir mense gee. Nou hoe dit ook al sê, die individu is die sentrum van hoe die wêreld alles wat verkeerd is probeer aanspreek. Dit werk ook nou, want 'n groot klomp van ons voel onbenullig. En baie van wat ook al bemark word vir ons, beloof vir 'n mens dat as jy deel word van 'n neiging, dan sal jy as 'n individu skielik dieselfde waarde hê as die waardevolle mense wat hierdie neiging bemark. En ironies genoeg, dan deel jy ook in hulle waarde as jy soos hulle aantrek of lyk of optree. So jy verloor so ietsie van jouself
deur soos 'n spul ander mense te word, en dan dink jy daar gaan iets in jou eie individualiteit bevestig word. Ons wêreld is gefokus op individue, en dat die individu die wonderlikste lewe moontlik kan hê. As ons nou binnekort na stembusse toe gaan, dan is die vraag wat iemand nou gevra het, waar ek my kruisie kan trek, is hierdie persoon die persoon wat vir my as individu die beste lewe moontlik gaan maak. Hoe beskerm dit my regte? Nou as mense moet sê, hoekom ons so sterk op die individu fokus, is dit eintlik mos maar voor die hand liggend. As elkeen van ons op dieselfde waardigheid kan aanspraak maak, en daai spesifieke waardigheid op my eie plek kan uitoefen binne my landsgrense of my erf of hoe dit nou ook al sy, tot my voordeel kan aanwend, behoort die goed wat my skade doen beperk te word en die moontlikheid van groei is dan nou skielik groter, né? As ons dus nou die spasie tussen mense kan reguleer, ons kan daai ruimte skoon hou, dan is dit eintlik maar die beste plek waar binne mense tot hulle reg kan kom. Baie sterk klem op individualisme. Die manier waarop die Bybel werk om die wêreld te verander, soos wat ons dit in Handelinge lees, is klein bietjie anders. En ek dink dit is 'n baie nodige korrektief op hoe ons sake benader. Dis die ander kant van die storie. Een van die wêreld se mees bekende sendingwetenskaplikes, David Bosch, het destyds gesê dat die grootste uitdaging wat die kerk in die toekoms in die oë gaan moet kyk, is individualisme. Individualisme binne in die kerk, omdat in die aard, in die wortel van individualisme lê keuses opgesluit wat die kerk skade kan maak. Ons sien baie keer dat individualisme al reeds binne in ons kerke ingekom het, en ek's nie negatief daaroor nie, jy moet net vasbyt tot aan die einde. Maar jy sal hoor vandag dat iemand baie maklik sê, ek is 'n Ooskerker. Hulle sê nie ek is NG nie. Of ek is 'n Linwood lidmaat, of ek is 'n student by universiteitsoord. Die netwerke het kleiner geword, en waar ek as individu my aan 'n identiteit kan koppel, dit sê ek. Toe ek groot geword het, het jy baie graag gesê in watter kerk jy is. Nou sê jy in watter gemeente jy is. Die wêreld word kleiner getrek. Nou, dis verstaanbaar. Vir hierdie kerk aan Handelinge om te kon begin, moes mense in hulle individualiteit versterk word om 'n sekere keuse te kon maak. As u veral die boeke van Petrus en die klein boekie van Judas lees hier voor Openbaring, dan is daai interaksie tipies wat uitgespeel word in daai vroeë eeue. Ek's deel van 'n netwerk en 'n sirkel. In hierdie sirkel het ek 'n funksie en 'n rol waarskynlik oorgeerf, en ek beteken iets vir mense en hulle beteken iets vir my. Nou kom 'n vreemde mens en hy verkondig aan my dat daar 'n lewende God is wat my raak sien en my belangstel. En nie net kies ek as individu vir hierdie mens nie, of hierdie persoon wat nou die woorde verkondig, ek kies sy woorde. Ek breek alle bande waarin ek staan. Ek trek my uit my gesin uit. Die Here sê self, as ek kom sal daar skeiding wees tussen ma en kind, ma en dogter en pa en seun en hoe ook al. Die evangelie sny 'n lyn deur mense en hulle word uit hulle kulture gehaal en hulle word ingetrek in 'n nuwe familie, geloofsfamilie in. Maar om dit reg te kry, moes jy in jou individualiteit versterk word. Jy moes vir die eerste keer geglo het, ek kan deur 'n keuse van my iets aan myself en iets aan die wêreld doen. So ons het daai individualiteit as geloof het ons nodig gehad. Ons vergeet net maklik hoe geweldige keuse dit was, en dit is wat Handelinge ons nou op fokus. Die een groot verskil is dat Handelinge vir ons vertel dat oral waar die Gees beweeg, en hierdie eerste toespraak van Petrus is 'n primêre voorbeeld daarvan, maar oral waar die Gees beweeg, het gemeenskappe ontstaan. Mense is na mekaar toe gedraai, en mense is aan mekaar verbind. In ons eie sterk individualistiese kultuur deesdae is iets soos 'n gemeente en 'n kerk eintlik 'n lomp ding. Maar daar was nog nooit in die geskiedenis van die Christendom 'n tyd waar die Gees beweeg het, waar gemeenskappe nie ontstaan het nie. Hierdie gemeenskappe het die plek geword waar die Gees die wêreld omkeer. Hoekom werk die Bybel so? Net soveel as wat ons die individu waardig ag, besef ons dat die wêreld se idee van individuele vryheid tekortskiet. Vryheid in terme van liberale demokrasie denke word in positiewe en negatiewe maniere beskryf.
En ek sal dit nou dit is bietjie moedswillig, maar ek sal dit nou in 'n algemene sin net makliker sê. Jou vryheid in 'n liberale demokrasie beteken ek kan as ek wil of ek hoef nie as ek nie lus het nie. Dis die positiewe en die negatiewe manier van vryheid beskryf. Dis vry van. Ek is vry van dwang, ek is vry van beïnvloeding, ek is vry van skade. Handelinge werk met 'n ander vryheidskonsep. Handeling is 'n vryheidskonsep, is vry om te. Dis nie net vry van nie. Ek is vrygemaak sodat ek iets kan beteken en funksioneel kan wees. So die Bybelse idee van 'n individu wat vry is so 'n klein bietjie anders as wat ons in die humanistiese tipe van wêreld werk. U en ek wat hier vandag sit is definitief vrygemaakte wesens. Dis wat die evangelie ons beloof. Maar as ons in ons koppe dink ek is so vry dat ek in my individualiteit my wêreld absoluut kan skik soos ek wil, dan is daar 'n groot element van die evangelie wat u misverstaan. U is vrygemaak van bande sodat u funksioneel kan wees in iemand se lewe. U is vrygemaak van gedragspatrone wat maar herhaal van 9 tot 5 elke dag om 'n sinvolle, begeesterde lewe te lei ter wille van die mense rondom u. Ek sê weer wat ek in die gebed in die begin gesê het. Elke gawe wat u besit is nie daar vir u nie. Die adres van daardie gawe is iemand anders. 'n Gawe het 'n gesig en gedagte. En u moet die tree loop na daai plek want daai gawe beskryf die manier waarop u by ander mense betrokke is. Die positiewe en negatiewe vryheid van die wêreld maak minimum gedrag moontlik. As ek nie hoef, as ek nie lus is nie, of ek kan as ek wil, dan doen ek minimum gedrag. Ek het onlangs in die employee wellness wêreld 'n artikel gelees wat dit ongelooflik goed illustreer. In die korporatiewe wêreld, as mens met 'n wortel en stok metode werk, regulasie en insentifisering. Ekskuus vir daai woord. Dan sê jy vir jou werkers, hierdie is die minimum reëls waarby jy moet uitkom en ons fire ons vir jou. En daarso is 'n bonus, so as jy bietjie soontoe werk, dan kan jy meer kry as wat jy normaalweg kry. En daai tipe van benadering sê die artikel maak minimum gedrag moontlik. Jou werkers kom in wanneer hulle moet, hulle bly tot wanneer hulle moet en hulle doen net genoeg om by die bonus uit te kom. Hierdie mense het amper 'n platonistiese idee toe daar neergesit wat sê kom ons werk teleologies. Ons verduidelik vir hulle hoe lyk die produk wat ons wil lewer, hoe lyk die droom waarna ons werk, wat is die tipe van company wat ons wil wees. En in daai verduideliking hoop ons dat hierdie werkers van ons hulle rol sal verstaan. Die voorbeeld wat hulle gebruik het was van 'n hospitaal waar mense maar aangekom het en hulle is so half en half ook gefiks deur die dokters en hulle is uitgestuur en dit is asof iets in die hospitaal nie aan die gang wou kom nie. En hulle toe begin om hierdie werkers in te trek en vir werkers te sê, luister, ons is 'n plek van heling. Mense kom hiernatoe en hulle los hulle familielede hier by ons en hulle hou hulle harte vas, want as hulle daar loop, dan moet ons dieselfde tipe van sorg vir hulle gee as wat hulle familielede kan. En hulle het begin by die werkers en vir die werkers gesê, jy is nie net 'n skoonmaker nie. As jy in 'n kamer ingaan, dan is jy die een wat vir daai familie sê, ek pas hierdie kamer so op dat niks met hierdie persoon gaan gebeur nie. En ek dink in 'n tydperk van 2 jaar het daardie hospitaal getransformeer. Elkeen het 'n tipe van 'n eie identiteit. Hulle individualiteit is bevestig in terme van hoe hulle in die groep ingeskakel het. Hulle het die einddoel verstaan van hierdie hospitaal wat hier was. En hulle het vir hulle self gesê, maar my bydra tot daai my raadjie wat ek is in die groot radwerk, maak al die ander goeders, maak dit moontlik. As jy 'n wortel en stok metode het van benadering tot die lewe, dan maak dit 'n minimum tipe van gedrag moontlik. En in die kerk moet ons na meer strewe. Daar is teologiese redes hoekom handelinge so werk. En die eerste daarvan het te doen met iets wat ons al in hierdie gemeente bespreek het. En dit is dat u en ek met oop eindes geskape is. As mens nou niks leer uit daai eerste skepingsverhale nie, is nou 'n paar jong getroudes vandag hier ook, so leer dit nou maar vinnig. Ons oop eindes beteken ons is beïnvloedbaar, maar ons kan ook beïnvloed. Die Here het alles goed geskape, dit staan daar in Genesis. Die eerste keer wat die woorde gebruik word, dit is nie goed nie, is toe hy gesien het dat die mens alleen is. Ons is 'n halwe storie. Die mense wat u uself aan koppel, vertel u storie klaar. Die sake waaraan u uself wy, bepaal u identiteit en die persoonlikheid en die karakter. Die mense met wie ek oor jare saamloop, het al die lyne en die glimlagte op my gesig gesit. Ek is 'n oop einde verhaal. Handelinge sê, as ons die wêreld wil verander,
dan moet ons in 'n baie spesifieke gemeenskap hierdie oop eindes na mekaar toe draai en mekaar op 'n spesifieke manier help. Die kerk moet 'n veilige, nie veroordelende hawe wees wat amper soos 'n broeikas of 'n oefenplek werk. Hier kom ons en ons almal weet mos nou as gereformeerdes, as daar een ding is wat ons weet, is dit ons almal ergens aan iets skuldig is. Ons het almal ergens 'n kraak weg. Die van u wat vanoggend hier sit en dink u is volmaak, is nie die waarheid nie. Ons is hier om daai oop eindes, halwe stories, mislukte pogings, pragtige ideale, 'n paar goed wat ons reg kry, na mekaar te draai. En jy kan nie oor 'n ander ou se halwe storie sê, luister hierso, ek is nie lus vir die storie nie. Jy is die plek waar daai storie heel vertel word. Ooskerk is die plek waar grense vir mense oorgesteek word. Die drempel van die kerk kan nie te hoog wees vir mense om van buite af in te kom nie. As hulle oor daai drempel trap, dan moet hulle weet, in baie versigtigheid hier, gaan ek iets van my binnekant vir mense wys, ek gaan hierdie oop einde na hulle toe draai, en hier, in Ooskerk, kan ek begin om te oefen, om 'n nuwe lewe te lei, en 'n ander storie te vertel. Hierdie oop eindes maak, mense kry baie seer met jou oop eindes, ek is bewus daarvan, maar hierdie oop eindes maak groei onvermydelik. As ons nie ons oop einde na iemand kon draai wat ons kon vorm nie, en ons was net op onsself aangewese, soos wat die wêreld sê, die oplossing is, het ons so 'n klein verhaaltjie, en daar was niks groei nie, daar was net herhaling. Daar is ook 'n prakties teologiese rede, hoekom Handelinge sê, die Here verander die wêreld deur gemeenskappe, en nie net deur individue nie. In 'n Pew Research artikel, wat ek nie betyds kon in die hande kry vir die preek nie, is die primêre vorm van kerkgroei nog steeds mense soos u en ek, wat mense wat langs ons bly, of 'n kind wat sy ouers te hard werk, of iemand by die skool wat uitgehaak het, nooi om saam met hulle kerk toe te kom. Daai groei is 75% meer as sending uitreike, as sosiaal-maatskaplike dinge, soos om kerke en skole en sulke goed te bou. Die kerk groei nog steeds meer deur hierdie ongelooflike kragtige groep mense wat hier voor my sit, wat sê, daai bure is bietjie dodgy, kom ons vat die kinders kerk toe. So iets eenvoudig soos dit, laat die kerk nog steeds meer groei as enige sending poging wat ons nog ooit aangewend het. U is die kragtigste sendeling wat daar is. Ek wil nou nie vra of professor die artikel onthou nie, maar dit is waar, nee. Ek het hier nou eintlik op die spot gesit, skus. Veral in post-Christelike lande is die groei van die kerk afhanklik van mense soos u en ek, wat deur gemeenskapsvorming die sout in die lig in die wêreld is. Ek wil hierdie aanhaling net vir julle lees. Individualism strengthens the idea that each person progresses through his own efforts based on dedication, focus, effort and the personal decisions that are made. Dis wonderlik, ons ondersteun dit. Community confirms that personal achievements come from shared knowledge, common values and mutual support. Altwee is vir Handelinge belangrik. Nie net 'n baie sterk klem op die individu wat vir die Here kies en hulle lewe uitsorteer nie. In die Bybel word beide van individualisme en gemeenskap op 'n soemlose manier aan mekaar gesit. Ek wil vir julle 3 idees los wat jy miskien deur hierdie week kan gebruik om jouself te oriënteer tot wat Handelinge sê, dit is wat die wêreld verander. Die eerste is, geloof is persoonlik, maar is nooit privaat nie. Dis intens persoonlik. Ek het ouers wat op dieselfde plek in die kerk sit vir die laaste 40 jaar. Hulle wil nie die dominee moet vir hulle sê groet die een langs jou nie. Hulle gaan glad nie opstaan soos wat julle al hier gesien het in ons gemeente nie. Is intens persoonlik. Is vir hulle moeilik om te getuig soos wat ons dit in die ou tyd verstaan het. Dis intens persoonlik, maar hulle geloofs nie privaat nie. Hulle is ongelooflik funksioneel in terme van hulle bure en die gemeenskap waar hulle bly. Dit bietjie wat hulle nou nog kan doen hulle, want hulle het gevoel die Here gee vir hulle hierdie gawe. So geloof is persoonlik, maar is nie privaat nie. Daar is nie so iets soos 'n private Christelike geloof nie. Dit werk nie so nie. Geloof is innig, maar is nie egosentries nie. In die evangeliese lyn waar ek groot geword het in die NG Kerk is alles geweldig egosentries. En niemand het daarmee iets kwaad bedoel nie, maar dit wat jy in die aande tussen jou en die Here sê, die sondes wat jy bely, die proses waarmee jy besig is om jouself te verbeter, dit kan baie maklik vasdraai en 'n fokus word op jou eie lewe.
Dit moet innig wees. Mens moet in die aande as jy jou oë toemaak en jy's voor jou Skepper, dan moet daar 'n glimlag op jou gesig wees. Hy's mos nie net metafoor of net sielkundige teorie nie. Hy's dan een wat nader is as ons vel. Maar daai innigheid beteken nie ek kan net met myself besig wees nie. As ek daar by hom is, dan sien ek wat hy sien. Ek hoor wat hy hoor. Nie net familie en vriende nie, ook stad en land en wêreld. En die laaste een is geloof is intens individueel, maar dit kom net tot sy reg wanneer ek ander individue met my saamneem soos wat ek glo. Elkeen van julle wat hier sit het 'n gawe. Elkeen van daai gawes het 'n gesig of 'n adres. Kom ons vra die Here om ons te help om so 'n gemeenskap te wees in Ooskerk. Here, ons dink baie keer verkeerlik aan of U tevrede is of ontevrede is met ons deur hoe ons aandag gee aan onsself. U sien waar ons neerslaan en waar ons opstaan en U sien ons is met onsself besig. U sien ons vra oor die toekoms en ons maak ons beplannings om so bes moontlik, Here, al die uitdagings van die lewe te kan hanteer en ons is met onsself besig. Dankie dat U vir ons die gawe as 'n gemeente gee om op 'n baie spesifieke plek in Pretoria te staan. Ons staan hier tussen twee lae van die samelewing, Here. Ons is 'n bymekaar kom plek van behoefte en van vervulling. Ons is ook 'n bymekaar kom plek van ideale en stories en identiteite. Ons vra dat U ons as gemeente bewus sal hou van wie U is en hoe U met ons werk. Ons bid hierdie dinge, Here, omdat ons graag wil loop soos wat U geloop het, omdat ons die kerk wil wees wat U aan die gang gesit het in die begin. So ons vra, draai ons na mekaar toe en verbind ons aan mekaar, Here, dat ons hier in hierdie gemeente iets mag beteken vir U en vir die mense rondom ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.